Môre julle. Môre. Is julle al excited vir die oggend? Yes. Wel is die beste dag van ons lewe. Amen. Ek gaan vir ons bid vanoggend. Dankie. Vader, vanoggend kom ons as kinders van U na U toe. Ja. Met 'n dankbare hart om U skepping so kosbaar mooi voor ons te sien. Vader, ek bid vanoggend vir elkeen wat hier teenwoordig is. En ek seën hulle met die beste dag van hulle lewe. Amen. Vader, ek plaas 'n vuur op Dario se tong vanoggend dat Heilige Gees sal manifesteer in die waarheid as U woord. Dankie Vader dat ek elkeen se engele opdrag kan gee om hulle baie gelyk te maak, hulle te vul op areas in hulle lewe waar hulle behoeftig is. Vader, ek bid dat U engele 'n laar hier om sal span, dat die onheil sal uitbly. Waar ons gaan vandag, Vader, U sê, wie sal ek stuur? Ek wil vanoggend staan en sê, Vader, hier is ons, stuur ons. Gebruik ons, daar waar U dit nuttig voel om ons te gebruik. Ek loof en ek eer die Vader, want U is koning bo alle konings. U is ons Alfa en ons Omega. In Jesus naam, dat Heilige Gees se teenwoordigheid nou manifesteer in hierdie gebou. Amen. Amen. Wie veel hulle verjaar vandag? Dis 'n paar dae te laat. Laaste iemand. Wie verjaar nog? Dis 'n mooi geel rok. Ek vir jou wat. Ek vir jou die Gees. Ons herniet ons Ja, jy lisensie. het vandag. Ek het gevoel dis 'n verjaarsdag, maatjie. Gelukkig. Ek gaan vir jou bid voor ons waai. Hoorie, so kom ons begin vanoggend. Ek wil net sê Amerika was great. Die jetlag is baie lekker nie, maar verder was awesome. Ons het so 7 ure 'n dag diens gehou. Nou, ek is nie 100% gewoond aan 7 ure nie, maar jy raak gewoond daaraan. Ek dink dit weer jou vlees uit. Ja. Kyk, hierdie manne wat goeie tikkies sing en liedjies sal opkap en na 3 ure. As jy dink die hemel nie, is 24/7, as die tyd nie, maar dis 24/7 in God se teenwoordigheid. So in God se teenwoordigheid groei jy, het jy soos openbaringskennis wat God vir jou van goed gee. Kom ons vanoggend, ek het 'n stuk wat ek vir jou wil lees, best lekker om lees. 2 Samuel 9. Dis 'n stuk waar Dawid, toe hy 'n koning geword het, toe vra hy het 'n verbond met Jonatan gesluit. Ek weet nie of jy kan onthou, 'n bloedverbond. Nou in die ou dae as jy verbond sluit, sny jy mos jou polse en dan maak jy so en dan doen jy 'n paar ander goed. Maar hy het 'n verbond gehad. Die verbond was dat hy vir altyd, hulle twee, wie ook al bly lewe, na mekaar se nageslag sal kyk. En toe vra hy op grond van daai verbond, is daar enige ou oor wat lewe van Jonatan? Lees 'n stuk van vers 1 af. En Dawid het gesê, is daar nog iemand oor van die huis van Saul, dat ek aan hom guns kan bewys ter wille van Jonatan. En die huis van Saul het 'n dienaar gehad met die naam van Siba. En hulle het hom na Dawid toe geroep. En die koning het hom gevra, is jy Siba? En toe antwoord hy, die dienaar. En die koning vra, is daar nog iemand van die huis van Saul, dat ek guns kan van God aan hom kan bewys nie? Toe sê Siba aan die koning, daar is nog 'n seun van Jonatan, wat lam is aan die 2 voete. En die koning het hom gevra, waar is hy? Toe sê Siba aan die koning, kyk, hy is in die huis van Michar, die seun van Amiel, in die Lodebar. Daarop het die koning Dawid gestuur en hom laat haal uit die huis van Michar, en die seun van Amiel uit die Lodebar. Toe, Mephibosheth. daai nou? Ja. Die seun van Jonatan, die seun van Saul by Dawid inkom, het hy op sy aangesig geval en hom neergebuig. En Dawid het gesê, Mephibosheth. daai né? En hy het geantwoord, hier is die dienaar. En Dawid sê vir hom, wees nie bevrees nie, want ek sal jou sekerlik guns bewys ter wille van jou vader, Jonatan. En al die grond van jou vader sal aan jou teruggee, en jouself sal altyd deur aan my tafel brood laat eet. Ja. Nou onthou dit nie, Jesus kom en red ons. En wat godsdienste tradisie doen, hy laat jou nooit aan die koning se tafel sit. Jy kan nooit by die koning se tafel gaan eet. Jy is nooit goed genoeg nie.
Hierdie perd het 2 horrelvoete gehad. Hy het daar tussen die krepeles gebly. Hy sou seker nie Amakrokka team gewees het. Is Israel Olimpiese spele gedoen het daai jare. Maar God laat Dawid hom bring en hy eet aan die tafel. Jy kan die hele hoofstuk gaan lees. Nie net dit nie. Hy kry al Saul se grond terug. Dawid laat die dienaars van Saul wat nog gelewe het, die grond bewerk ter wille van Mephibosheth. En elke dag eet hy aan die koning se tafel. Nou Jesus kom aarde toe. Ons is sondig, ons is verlore, ons is op pad hel toe. Ons is van gees af in vlees verval. En hy kom en rig jou op en verander jou lot. Psalm 127:2 sê nie, verniet dat jy vroeg opstaan, laat gaan slaap, brood van smart eet. 126 sê, toe God die lot van Sion verander, is jou lot al verander? Of het jy gehoor van Jesus, maar pel ons werk, ons wil ons ding doen Sondag, maar deur die week gaan ons suffer. Ons lip het in die klippe, ons hou die fort tot wie kom, ek weet nie wie gaan kom nie, maar later dan klok jy uit, as jou kof en bof en bof. Maar ons het toegang tot die heerlikheid van God. Ek wil vir jou lees in Efesiërs 2, vers 4-8. Ons moet volgende woord lees, dat jy dit kan verstaan. Want as ek en jy toegang tot die Allerhoogste se tafel het, terwyl hy dit soek, dit vir jou sê, op aarde is daar 'n tafel, waarin die hoë manne sit. Die manne wat die goudprys bepaal, die manne wat die olieprys bepaal, die manne basies wat die gang van die mensdom op die aarde bepaal. En ek het al gehoor hoe dit daar werk. Hulle het sulke vlaggies wat lê, en as hulle op 'n prys kom en almal se vlae staan, is dit die prys wat binne gefunksioneer gaan word. Maar dis die groot ouens, dis mammon se manne, finansiële wille. Ons is God se manne. Ons beheer mammon nie, ons beheer nie. Nou Jesus sê nie gaan checkie. Hy doen niks op die aarde voordat dit nie vir sy kinders, die profete sê. Nou in 1 Korintiërs 12 het al 9 gawes van die Gees, waarvan een profesie is, het jy toegang aan. So jy kan kom as jy wil. As jy wil. Efesiërs 2 vers 4-8. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde, waarmee hy ons liefgehad het, ook toe die dood was, deur die misdade lewend gemaak deur Christus. Uit genade is julle gered, en saam opwek en saam laat sit in die hemel in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en sy geroeptierendheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, en deur die geloof, en dit is nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Okay, so waar sit ons saam met Jesus? In hemelse plekke. Okay? Nou as jy in hemelse plekke sit, hoekom weet jy dan nie wat aangaan nie? Jy moet presies weet wat aangaan. Want Johannes 16 vers 13 sê Jesus, die Heilige Gees sal alles aan jou openbaar wat gaan gebeur. So as jy wil weet waar die ekonomie in 'n pad is, vra die Heilige Gees. As jy wil weet wat moet jy toepas om voor in die ekonomie te wees, vra die Heilige Gees. Wat moet jy doen? Vra die Heilige Gees en gaan sit en luister. Mens, dit vat tyd saam met God. Maar hoe lank vat dit jou om 'n graad te verdien by universiteit? Stap jy in, gee die professor 'n paar appels en 'n sak biltong en stap met jou graad uit. Maar dis die mens. Jy wil net instap, vanaand iets doen, die quick fix, soos kits koffie. Dit werk nie so nie. By God vat dit tyd. Ons is in 'n groeifase, 'n ontwikkeling, soos 'n baba. 'n Baba kan rugby speel, maar nie as hy gebore word nie. Hy moet ten minste hierso by 18 jaar oud kom, dat sy lyfie shots kan vat. Nou selfde met jy, as jy 'n geesgebore baba is, moet jy hierdie woord drink, 1 Petrus 2, van vers 2 af. Onvervalste melk, drink ek die woord. So ek gaan nie een versiekie lees en slaap en ek in my godsdiens transaksie met God afgehandel vir die dag. Nou voel ek nie sleg nie. Nee, jy vat dit, want die woord en jy is een. Jy word een. Jy funksioneer as een. Dis hoe dit is. As God liefde is, word jy liefde. Dalk nie wanneer jy hom net ontmoet nie, want jy kom nou net vars uit die wêreld uit. Jy ruik nog soos die parafin of soos die Jode by die Rooi See, het nog toffel geruik. Hoekom? Hulle laaste ete was nou net in Egipte. Maar toe hulle in die woestyn was, hulle glad nie meer na toffel. Hulle daar verlang, maar hulle kon nie meer daar wees nie. So jy ruik nog soos die wêreld. Jy's nou vars wedergebore. Jy kan nog so 'n paar effens gooi. Maar soos jy groei, word jou mond skoon, word jou oë skoon, word jou hart skoon.
en word jy opgerig as 'n koning saam met God. Ek wil vir jou gou wys in Openbaring 1, vers 5 en 6. Hy sê hierso nie, en Jesus het ons gemaak, konings, priesters, vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en krag tot in ewigheid. Nou hoe funksioneer 'n tempel? Deur priesters. Hoe funksioneer 'n koninkryk? Deur konings. Nou die koninkryk van die hemel het aarde toe gekom, en ons is aangestel as konings in daai koninkryk. So op die eerste fase van jou ontwikkelingsvlak, leer jy om oor jouself te heers. Hoe? Jy begin reg eet. Hoekom? Want baie siektes ontstaan uit eetes uit. Jy begin reg dink, Romeine 12:9, Romeine 12:2. Want hoe jy gedink het in die wêreld, is nie hoe jy moet dink nie. Hoe moet jy dink? Soos God. Efesiërs 5 vers 1, volg jou pa soos 'n geliefde kind. Nou hoe dink God vanmôre oor geld? Weet jy? Daar's 2000 skrif wat hy jou gee, oor hoe hy oor geld dink. So tot jy dit nie gelees het nie, sal jy 'n opinie hê. Nee, maar ek glo nie God kan jou ryk maak. Okay, waar het jy dit gelees? Nee, ek het dit gister in die Pretoria News gelees. Môre druk hulle weer 'n nuwe sessie. Jy moet hoor wat jou pa sê, want Matteus 5:18 sê, hemel en aarde sal verbygaan, maar nie my woord nie. So God se woord is die grootste onveranderlike wat jy vandag besit. Die grootste. It cannot be moved. En hy wat sy huis op die rots bou, wat's die rots? Jesus. Jesus. Wie's Jesus? Johannes 1 vers 14. Hy is die woord wat vlees geword het. So tot die woord vlees in jou chessie is, gaan jou chessie jou depressief maak, hy gaan jou moedeloos maak, hy gaan jou arm hou, hy gaan jou negatief hou. Hoekom? Dis jou vlees se werk. Jou vlees is op pad graf toe. En hy probeer vinnig uitkom. Ja. Trauma. Los jou vlees 'n week en check jy waar eindig jy op. Jou vrou is kwaad vir jou kinders en jy lief vir jou nie. Die bank vir jou kar terugvat. Hoekom? Jou vlees like dit. Hy wil konfrontasie hê. Maar die gees van God bring ons in totale vrede, in totale rus en oorwinning. En al wat ek kan dink, hoekom die wêreld ouens geld maak is, in Romeine 2 vers 4 sê God, dat besef jy nie in die wêreld, dat dit God is, wat se goedheid oor jou is, wat jou wil help om tot bekering te kom. Nie die straf nie, die goedheid van God. So as jy dink jy het geld en as jy oulik jy is, dis nie hoe oulik jy is nie. Dis die genade van die Here. En wanneer jy dit verstaan, dan sal jy ook nie skuldig voel om deur die genade van God ook goeie goed vir jou te hê. Want dit is deur iemand vir jou betaal. Sê nie jou pa is skatryk en hy gee vir jou 'n Ferrari vir Kersfees. Gaan jy skuldig voel om te ry? Jy gaan brag, boy, check wat ek vir Kersfees kry. Nou Jesus sterwe en gee jou Abraham se erfenis. En jou Eferdal is 'n broers en susters, hoor sussietjie. Maar meantime rekeningkies leeg. Jy's moeg geploeg, siek by die huis. Ja, dit moet verander. Ons lewe in die laaste dae. Die tyd is nou. As Jesus God is, laat hy God in jou lewe wees. As Jesus goed is, laat hy goed vir jou wees. As Jesus 'n geneesheer is, laat hom toe om jou te genees. As hy 'n voorsiener is, laat hom toe om vir jou te voorsien. Soos hy wil. Nie kom die Here, nee Here, ek sal net enetjie vat. Ek het die bak vir jou gebring, want ek wil hê jy moet uitdeel. Soos die 12 apostels, toe die Here vir hulle die 2 visse en 5 broodjies laat breek het. Hulle het nie elkeen hulle sin gaan vat en eet en vir die ou sê, hoorie boy, sorry vir julle, ons is nou hier op. Nee, dis daarom uit te deel. En hoe meer jy uitdeel, hoe meer word dit. Ja. Okay, kom ons vat jou eie lewe. Die bietjie geld wat jy het. Nou eet jy dit. Kom niks meer nie. Sê nou jy gee dit weg. Wat gebeur? Dan word dit meer. En meer. En meer. Dan sit 'n ander en wonder, hoe werk dit? Ek verstaan dit nie. Maar God het nie sê jy moet dit verstaan nie. Hy sê jy moet gehoorsaam wees. Dis wat jy moet doen. As 'n ou siek is en God sê bring olie, sit dit op sy kop en bid vir hom in die naam van Jesus en dan sal God hom genees. Nou kom doen jy dit. Is dit die olie wat warm was? Dis Jesus wat opgetree het toe jy gedoen het wat hy gevra het. Nou nooi hy jou en sê vir jou, my kind, kom sit by my tafel. Kom sit by my voete. Ek wil jou krag gee, ek wil jou wysheid gee. Ek wil jou so oplig dat mense jou kan sien. Jy weet my kinders doen nou daai healing school in Amerika.
toe ons ruk daar, ek dink hulle het al 160 ouens wat God genees het in 2 maande daar. En hulle kon al, hulle is met niks hier weg nie. Hulle kon al nou meer as $5,000 gesaai het in 2 maande. Hulle het meubels, hulle het 'n kar. Hoekom? Want hulle saai. Ek sit daar in die dienskompies aan, trek sy skoene uit. Toe kom die bel, dan kom horlosies. Ouens gee vir mekaar ringe, gee vir mekaar karre, gee huise in 'n diens. Een huil nie. My vrou sit laas my sit 'n diamantring. Sy gaan saai dit vir 'n ander vrou van die Kroasie. Vrou begin net huil. Hier sit ons met ons so goedjies, weet daai. As jy graf toe gaan sê, hoor die begrawer dit net bo op my. Daar was nou 'n siek in die Midde-Ooste, nee. Dis in die Koran. Hy koop, ek dink hy het 'n Rolls-Royce gekoop. En hy het 'n back actor langs die kasteel gegrawe. In die Rolls-Royce daar begrawe, want hy het hom nodig in die afterlife. Dis sê ek vir Joe, hy moet wakker word. Ons ry met cloud convertibles in die afterlife. Hy moet hierdie gastrok van hom maar rondsleep. Maar miskien waar hy gaan. Dan hy verder rondsleep. Maar as jy kan vanmôre verstaan die goedheid van jou hemelse Pa, sal jou hart in vrede kom. Jou gees sal in rus kom. Hoekom? Want is alles oor hom, niks oor my nie. As hy goed is, tap in dit in. Ek meen daar's water. Hier's water in hierdie kamer. Weet jy waar is dit? Jy moet die kraan gaan oopdraai. Jy kan nie van dors doodgaan as niemand jou leer hoe die kraan werk. Dis soos die boesman wat van die woestyn afkom. En ek meen hulle druk knolle daar en tap hulle 2 druppels uit. Hy kom hier, draai 'n stuk yster en spuit hom sopnat. Hy kan dit nie glo nie. Hy het nie 'n klou waar dit vandaan kom nie, want as harde mure in yster, maar hy spuit water uit. Niemand het hom geleer hoe werk dit nie. Nou as jy in die hemel kom, weet jy hoe goed daar opereer. Right? Waarvoor staan Bible? Basic instruction before leaving earth. Dis waarvoor dit staan. Nee, maar ons het nie nou tyd nie, Pel. Ons moet nou Mammon gaan dien. Nee, ons het nie tyd vir Mammon nie. Kolossense 2:9. So Pa nooi jy vroeg in die môre as jy opstaan, kom sit by die tafel en hoor wat gaan vandag gebeur. God gaan jou sê, as jy met 'n oor hoor, wat gaan gebeur. Nie net 'n diens kom lewe. Jy kom hy raak, doen jou gebedjie en dan sleep jy. Hoor wat die Here vir jou sê. Wat in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Die volheid van die Godheid lewe liggaamlik binne in Jesus. Waar lewe Jesus? In jou. Binne in jou. 'n Griepvirus het die vermoë as hy in jou chessie is om jou hart te klap. Hoeveel het al griep gehad? Dis 'n virus wat jy nie eens kan sien nie. Nou as 'n griepvirus so effek op jou chessie, wat se effek sal die teenwoordigheid en die Heilige Gees van God in jou chessie? Wat se effek sal dit hê? Ek meen griep met jy pille vat en ouens sien en as sy lap op die kop, hulle is besig met jou. Ja, knoffelsak om die nek, ek meen hulle is besig met jou pel. Wat van as die Gees van God in jou is? Efesiërs 5:18. Jy moet verstaan, een nou sê hy's gevul met die Gees. Ek sê Pel, hy raak dit gesien, maar hy nog nie gedrink nie. Want as jy dit drink, dis soos jy brandewyn of iets, wat sien daar op die bottel staan sprits. Wat gebeur as jy daai vloeistof in jou deur jou nek druk? Dan baie slim. Die sprit, daai sprit van die sprits, hulle kom in jou en dan later aan Jesaja 5 sê vir jou hoe jy is. Ek dink jy raak jy sterk en dan raak jy slim en dan raak jy heilig. So iets, daar's 'n program wat hierdie sprit met jou chessie opereer. Nee, dan word dit dors. Dan word ek dors. En dan kom busy tyd met hom geoffer. Daai sprit was dors geweest. Ek lees hom. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees gevul. Word met die Gees gevul. Weet ek het pelle al gehad, nie pelle nie, maar ouens wat na my toe gekom het vir hulp, wat 'n tipe drank gebruik het. Maar as jy daai drank gebruik, is alles oukei. Alles oukei. Hulle kan jou stamp, hulle toe sê hulle, almal moet dit gebruik, en dan sal toleransie verhoog. Toe sê ek ou vriend,
Daai is Mickey Mouse goed. As jy die Heilige Gees van God drink, dan is jou toleransie op 'n plek wat kan nie breek nie. Hoekom? Van die lankmoedigheid van God, die sagmoedigheid van God, die liefde van God. Dis nie meer die onheilige drie-eenheid aan my myself nie. Want om groot te wees, if you want to be great in God's kingdom, wat moet jy eers doen? Be the servant of all. So jy wag nie dat jy vrou iets vir jou doen nie. Jy kyk wat jy vir haar kan doen. 'n Vrou wag nie, sy kyk wat sy vir jou kan doen. Want 'n huwelik is nie 50-50 nie, dis 100. By die werk, kyk wat jy daar kan doen, moenie wag dat jy vir instruksies gee nie. Kry pa in die koffiesaal weg toe die job uitgedeel is, dan hang jy daar lekker afdag. Nee, jy kyk wat jy kan doen, so by die Here. Daar's sondaars daar buite wat Jesus nodig het. Al wat jy moet doen is vertel vir hulle. Ek is in Amerika saam met PJ by Moslems. My check hulle my, ek stap en ek druk hy attie nie. En wil hy los en hy kan nie, ek hou hom. Gee kom 'n soen in sy nek toe relax het. Staan hy. Toe druk ek sy pa en 'n snaaks nie. Hy is die enigste Palestyn wat 'n swartheid wat vir hom werk. Toe stap ek en ek gaan druk hom. Hy kry pa onder die canopy weg. Toe druk ek hom. En toe sê ek vir die ou, "Will you do something for me?" He sê, "What for you? I will do anything." Hulle ken nie liefde nie. Ek sê, "When you go tonight and pray, you pray this. You pray, I want to meet the God of Abraham, Isaac and Jacob." Ek sê, "When he appears to you, you will have holes in his hands." Want in die Midde-Ooste, elke ou wat bid, ek wil die God van Abraham, Isak en Jakob ontmoet, verskyn Jesus aan hulle. Sê jy? Want as jy net die naam Jesus sê, vir die vyand het 'n goeie werk gedoen, om die naam Jesus in diskrediet te bring, deur mense wat sy naam in oneer gebruik. Dis baie sê, ek gaan nie met Christene besigheid doen. Nee, jy gaan nie met wolwe besigheid doen, wat skaapklere aan het. Amen. Dis waarmee jy besig. Maar 'n ou wat gesenter en gesetel en verander is. 1 Petrus 1:23 sê, jy's nie wedergebore uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad. So die saad wat op die bedding van jou gees val, produseer 'n boom wat vrug dra, wat mense van kan eet. En as God besigheid doen, is dit in die realms waarin God is, nie waarin jy is nie. So as jy in 'n besigheidstransaksie instap, stap die gees van God voor. En as die gees van God vir jou goed uitwys, en baie mense is so nie. Die prentjie van wins wat vir jou gewys is, maak jou blind vir die slaggate. En as jy daar uitstap, is jou pond weg. Hulle noem dit ondervinding. 'n Ou met ondervinding kom na jou toe en gee jou sy storie, dan gee hom jou geld vir hom. Dan is hy weg met jou geld, dan sit jy met 'n bietjie ondervinding. Dan soek jy 'n ou wat geld het. Dis die wêreld. Maar God is daar om ons te bless. Moenie met die geldgierigheid in goed instap nie. 'n Vrou kom na, "Wat my belegging?" Sê, "Waar het jy hom gelê?" Nee, by die ou. Sê, "Het jy die huis gecheck voor jy daar gaan lê?" Nee. Voor jy belê, dit beteken die goed gaan uit jou hand uit gaan. Check waar dit heen gaan. Gaan doen, hulle noem dit in Engels 'n due diligence. Gaan kyk, waar kom dit aan? Hoe verbeter hy? Wanneer is dit uit? Vader, is jy bereid om dit te vat? Nee. Sorry, kom ons drink koffie en dan gaan nie maar weer. Nee, maar jy gaan, as die vrou sê R1 miljoen, luister hy nie. Maar as jy vir hom sê 100 miljoen, dan sy ene oor. Hy's daar. Maar sy leuen, hulle lieg. Ons sit by die tafel van God en hoor wat aan Efesiërs 1 vers 3 tot 10. Jy moet staan volgende, ek weet nie vies maak sy geld net gaan belê nie. Maar hoor wat God sê. Kan nou vir jou sê, ouens wat geld in die bank belê, is slegter af as ouens wat dit in die koninkryk gaan belê. Hoekom? Efesiërs 4 nie, vers 20 sê, die koninkryk van God gee 'n 30, 'n 60 en 'n 100%. Jy het dit al gelees. Hoeveel gee die bank vir jou? Maar dit kos geloof. Die ou wat nie geloof het nie, lees nie woord nie. Want Romeine 10:17 sê geloof kom deur die gehoor. En gehoor deur God se woord te hoor. So kom vrees in, ook deur die ore, maar is 'n ander klank wat jy hoor. Die klank van twyfel, die klank van vrees is 'n ander klank as die klank van liefde en die klank van geloof.
in die klank van bemoediging. En ek meen is dalk vir jou fris vermoor, baie ons voel, nee, ons het 'n pensioen, ek sê Pelly gaan nooit aftree nie, jy tree aan. Ja, my. Jy gaan nog so deur die doosdaal hol vir die ouens waai wat agter gebly het. Jy gaan nie daar lê en spook vir asem nie. Hoekom? Want God is jou God en jy het nie nagelaat om God in jou lewe te vestig. In 'n huis moet 'n man en 'n vrou ten minste 'n halfuur 'n dag saam in die woordtyd spandeer. Ek sê julle, wat verstaan jy die skrif, wat verstaan jy? Hulle liefdesverhouding sal in God so gesement wees, niks kan dit breek. Family that prays together, stays together. My kry families wat nie saam bid nie. Jy moet saam bid, dat jou vrou sê amen. Want God in die koninkryk, as ek en jy om die tafel sit, en jy sê, Here, hoe moet ek my huwelik bestuur? Sal God presies vir jou sê, in my woord, daai hoofstuk, het ek vir jou gegee. Dis hoe die huwelik werk. Here, hoe maak ek kinders groot? Daai hoofstuk, dis hoe dit werk. En so pas jy dit toe en groei. Lees gou Efesiërs 1:3-10. Geseënd is God en Vader van onze Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge. Hoeveel? Alle. Okay. In die hemel in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in die liefde te wees. Deur ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir hom aan te neem deur Christus Jesus. Na welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. En hom het ons verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade van die rykdom van sy genade, wat hy vooroorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy bekend mag gemaak het, na sy welbehae wat hy homself voorgenem het, om voluit in tye te reël, met die doel om alle dinge in die hemel sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Okay. As alles in Jesus verenig is, en Jesus bly binne in jou, in wie is alles verenig? En jou. In jou. Dis wie jy is. Jy sit nie in hoop wie jy is nie. Jy moet weet wie jy is. 1 Johannes 4:4. Groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Ja. Soos die godheid van die skepping, van die heelal, binne in jou bly. Nou, ek kan jou op 'n vleeslike realm probeer verduidelik. Hoe vind hulle 'n kind se pa uit? Deur wat te check? DNA, sy bloed te kyk. Maar wanneer het jy bloedoortapping op jou vrou gehad? Hoe? Jesus, dis 'n verborgenheid. God sê, jy weet nie hoe kind vorm nie, God doen dit vir jou. Nou net so, het God ons as kinders aangeneem. So God se DNA kan in ons gevind word. As hulle jou toets, jou gees DNA, sê ons weet wie sy pa, skepper van hemel en aarde. Ek jou brief gee as die Filistyne se DNA meet, geesgewys, dan lyk hulle seker soos sloefies, hoe hy operate. Nou ons as kinders van pa, dis hoe Efesiërs 5:1 sê, volg jou pa soos 'n geliefde kind. Ek meen is soos Ben en klein Ben, die appel het nie ver van die boom afgeval nie. Hoekom? Hy lyk soos sy pa. Een ou sê, man, dis die blou druk, jou kinders lyk net soos jy. As jy eendag voor God gaan staan, jy lyk net soos God. Amen. Dis wie jy is. Nee, ons vat die swaar pad op die aarde. Ons maak 'n nuwe pad kry. Efesiërs 2:10, en dis kom ons by die Here se tafel moet sit. Efesiërs 2:10, een van julle Amplified Bible. Ek wil gou wys in terwyl hulle daai opsoek. Hebreërs 10:19 Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het. Wat is dit? Wat is vrymoedigheid? Jy's vry om moed te gebruik om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is die vlees. En ons 'n groot priester oor die huis van God het. 'n Hoë priester wat basies binne in jou bly en na wie toe jy kom vir hulp. Dan sê in Hebreërs 4, lees gou daai ene van Efesiërs 2.
2:10 Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Kyk, die Amplified sê dit baie mooi. Ja, As jy Wat wil. vers? 2:15 Hy sê dit presies reg. Jy's God se handewerk. Recreated. Soos jy ou kettiekop was, as jy nou 'n prins. For we are God's own handiwork, his workmanship, recreated in Christ Jesus, born anew, that we might do those good works with God, predestined, planned beforehand for us, taking paths which he prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which he had prearranged and made ready for us to live. Lewe die goeie lewe wat hy vooraf vir jou voorberei het. Nee, daar, ek het nog nie daai pad gekry nie. En my verkyk is dof geraak. Dis al hoe ek dit vir jou kan verduidelik, nee, 'n voorbeeld wat by my opkom, is soos wanneer daar 'n papie is en hy hang in 'n boom. En daai papie oornag, jy check die papie nou al lank nie. En oornag kom haar 'n vlinder uit, vol kleure in haar vliege. Môre kom hy daar, die papie hang nog daar, sy chassis, sy skeleton, maar hy is nie meer daar nie. So, wanneer die Heilige Gees in jou kom, begin jy soos 'n arend vlieg, op die wieke van die wind van die Gees. Ons is nie meer in die potte van Satan en van die wêreld nie. Ons eet by die Here se tafel. Amen. So as jy uit die wêreld uit eet, is jy heeldag aan die koerant besig aan 'n goed lees. As jy by God eet, is jy heeldag aan sy woord besig. Wat hulle, ek weet nie of julle van Siener van Rensburg gehoor het nie. Siener het een dag, ek het vir 'n week skool gegaan, volgens sy biografie. Toe sy pa hom kom haal, ek weet nie, sy pa iets van Rensburg, het vir hom gesê, jy moet kom skape oppas en bokke, jy het nie geld om jou die skool te los. En hy kon nie skryf nie, hy het homself geleer lees, hy het net die Bybel gelees, sy hele lewe. En hulle het hom, omdat hy so vooruit goed kon sê in wêreldgebeure, het hom na die koningin toe gevat en aan die koningin voorgestel. En ek dink die generaal het vir hom gesê, we are sending you, a illiterate man. En na sy met hom gepraat het, toe sê sy, hy is die mees intelligentste ou wat sy ooit mee gepraat het. How could you say you send me a illiterate man? Want deur die woord van God het hy alles geweet. Amen. Alles. Want die woord ontsluit. Die woord is 'n sleutel. Die woord is 'n lig. Die woord is wysheid. Die woord is ewige lewe. Weet, God het nie die ewige lewe nie. Hy is die ewige lewe. So hoe meer jy van God in jou het, hoe meer ewige lewe het jy. Lees gou vir my Spreuke 12. Ek dink 28 in die laaste vers. Hoor gou hierdie stukkie. Nou ek wil nou nie 'n dokter in dit maak nie. Maar ek wil hê jy moet verstaan dat as die woord van God in jou is, raak jy onsterflik. Die pad van geregtigheid is die lewe en die rigting van die pad is onsterflikheid. Okay, wat se pad is jy? Nee, Heer, ek is op die pad na die hospitaal toe, dis kom 'n mediese fonds uitgeneem het. Jy is op pad na die ewigheid toe. Wel, al wanneer siekte jou chessie kan vat, is toe die woord toe nie by jou was nie. Die woord is uit, die deur is oop, so die hond is in. Amen. Wat het God vir Joshua gesê in Joshua 1 vers 8? Hy sê, mediteer op my woord, dag en nag. En moenie dat dit uit jou mond uitwyk nie. Dan sal jy met goeie gevolg handel. En jy sal voorspoedig wees, oral waarheen jy gaan. Nou wil ouens miljoene hê. Nou wag hulle vir 'n deal of deesdae vir 'n tender, of whatever hulle verwag. Maar as jy die woord van God jou eie maak, vat dit jou in rellings in, waar soveel voorspoed is, dat jy verstom staan. Die ander sukkel, maar hulle wil sukkel, het ingeskryf vir daai kursus. Jy kan eintlik nie met hom plan nie, met jou kan oortuig om Jesus te volg. Maar die wêreldse kursusse sukkel ou. Jy kan met R10 kos maak deesdae. Nou Hebreërs 4, wil gou vir dit lees in vers 15. Ons lees vers 14 ook. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die Seun van God. Laat ons die belydenis vashou, want ons het 'n hoëpriester wat nie met ons medelee, hy sê hy kan met ons medelee, met ons swakhede medelee hê, want hy's in alle opsigte versoek, net soos ons, maar sonder sonde.
Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan vind, verkry en genade kan vind om op die regte tyd gehelp te word. So God sê, kom waar hy self sit. Hebreërs 10:19, deur sy bloed is die pad oopgemaak om te kom by God se voete te sit, om sy stem te kan hoor. Jy kan die ander gode vra, die manne wat die ander gode ontmoet. Ek vra, did you ever heard or made contact with what you believe? I say no, never. I say no, why do you do it? Nee, hy is so groot geword. Dis waar aan hy gewoond is. So God sê, wel, wat sê Handelinge 2:21? As jy my naam aanroep, okay, hoe roep 'n ou na God? Waar jy kan. Die baie ons loop in hulle hart en roep. Sy lippe beweeg nie, maar roep. Jy roep na God. Jesus! Dis hoe jy roep. Ek het al 'n paar keer dit gedoen, wanneer ek nood gehad het. En net so kom die Here, dan help hy jou. Hy sê in Psalm 50 vers 15, hy sê, roep my aan in jou benoudheid. Ek sal jou red. Nee, ek gaan nou oor dink nie. Ek sal jou red, onthou net om my die eer te gee. Nou as jy by die tafel van God vermoere sit, lees my vir Romeine 8. Vers 9 en 10. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, behoort hy nie in hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. In vers 15. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Dat die sondige natuur nie, beheer jou nie meer nie. So as jy ooit pornografie gedoen het, nou kan jy nie, want jou papie houding wat hier teen die boombas rond, jy het nou begin nou vlieg. Daar's nuwe wêrelde, daar's nuwe horisonne, daar's nuwe dimensies, daar's nuwe heerlikhede wat jy ingaan. Jy hou nie meer vas, want tussen die boom en die bas is waar al die goggas is. Ons is vry, we are free. Jy kan dans, jy kan sing. En jy kan nou dop in die teenwoordigheid van God. En ek weet, jy moet jou eie geaardheid opcheck nie. Die stingy gees manifesteer in jou giving. Jy kan triljoene hê, maar as dit moet gee kom, dan druk jy daai mossie tot sy vere afval. Druk daai leeu op die R50 tot hy brul. Jou giving moet generous wees, want dan sal God met jou generous wees. Want wat jy saai sal jy, maar God laat nie met hom spot nie. Ek het met my oë gesien. As jy iets in jou hand het, moet dit nie eet nie, gee dit weg. En ewe skielik, kom dit in. Ons ry nou die dag by 'n plek weg. En die Here sê vir my, gaan saai. Ek gaan saai. Terwyl ons ry, bel hy om my die Kaap uit. En dit wat ek gesaai het, dis baie meer as 1000% wat ek teruggekry het in 'n kwessie van 'n halfuur. Want saai in my werk. Kinders van God kom uit hulle moeilikheid uit deur te saai. Die wêreld kom uit hulle moeilikheid uit deur skuld te maak. Ek het gister 'n ou gehad. Jy het nou soveel geld geleen nie. Hy het by sy pa, sy oom, die dominee. Hy moet almal nou terugbetaal. Ek sê, wanneer saai jy? Nee, hy weet nie. Hy het nou al gaan droog maak om geld te probeer kry. Mamma het hom in die short leases beet. Maar wanneer jy saai, kom maar 'n nuwe realm oop. Nou ek weet jou Chessie wil ek dit nie hoor nie. Maar saai, wat kan gebeur? Jy ry weg. Ek het 'n ou maandag gehad. Op pad werk toe, skiet 'n niersteen deur, ek weet nie waar nie, iewers in hom. Dat die paramedics moes hom kom uitsort het. Daar op die highway gelê en choke. Toe sê hulle asseblief bid vir hom. Maar jy weet nie wat môre vir jou wag nie. Vat jy die voorreg en vermeerder wat jy het op God se instruksie van saai en maai. Gaan probeer dit. Bless 'n ou met skoene, bless 'n ou met klere, bless 'n ou met geld, bless 'n ou met 'n vakansie, bless 'n ou. Dis beter om te gee, sê God, as om te ontvang. Maar jou rykdom vermeerderingsproses met God. Lees gou vir my asseblief Lukas 6 van vers 37, 7:8 en 39. Hoor net nie, want die Here is God vir ewig. En in die hemel gaan dinge nie anders werk as wat sy woord sê.
As God, weet ene was in die hemel met die 24 ouderlinge, die een was op die stoel. Toe vra, Here, waar is hulle? Sy is besig om in die hemel te gaan en mense te bedien. So leer op aarde om mense te bedien. Leer op aarde om mense te bedien. Leer op aarde om vir mense te bid. Leer om te glo. Lees gou daai ene. En julle moet nie oordeel nie, dan sal julle nooit geoordeel word nie. Julle moet nie veroordeel nie, dan sal julle nooit veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vrygespreek word. Gee aan julle Sal gegee word. sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal aan julle oorskoot gegee word. Wat die maat waarmee julle meet, sal julle weer gemeet word. En hy het vir hulle 'n gelykenis uitgespreek. Nee, daai stukkie nee, die maat waarmee jy meet, sal weer vir jou gemeet. Nou sê Here, as jou beurt om te gee, dan sê hy, gee my daai teelepeltjie, dan skep jy vir God 2 uit, staan jy daar. Dan sê God vir die engel, bring hy perd se teelepeltjie vir hom terugskep. Ja. Here, hoekom nie die graaf nie? Sê jy het die reëls gekies van die game. Ja. Jy moet mos kies. Daar staan tot 'n tipper, maar jy gaan nie by die lepeltjie begin. Nie die tipper staan. Jy kan kies spel. Ek het 'n ou gehad, hy lewe ongelukkig nie meer nie. Hy is huis toe. Hy het in Israel gewerk. Toe sê hulle vir hom, julle kan 'n maat bring, dan in heuning kom haal vir julle werk van die dag. Nou party ons het kefferborrels vat. Hy het daar aangekom met 'n 44 rondom. Van die ou het nie vir hom gesê. Hoeveel? Toe was hy Jood tens, maar hy het volgemaak, want hy het sy woord hou. Maar meer maar meer, as God vir jou sê, kom meet en kom kies. Hoekom meet jy klein? Ja. Ek kry 'n ou hierdie week, nie? Bel hy my, sê vir my daarom. Ek sal vir God uit Saterdag ek het Saterdag in Pietersburg woord bedien. Toe sê hy my, weet ek my vir dit besluit. Al bly ons in 'n karavaan, sal ons die woord verkondig. Sê ek, fire 'n armoedsgees man. Ja. Hoekom sê jy nie al ry 'n leerjet sal God se woord verkondig? Want dit is net so taai om 'n leerjet te ry en van Jesus te praat waar jy is, as vir 'n ou wat 'n kry was dood om van Jesus te praat. Verstaan nie? Moenie jou kop altyd onder. As jy moet kies, altyd die min. As daar moet gedeel word, staan altyd agter. God het gesterwe, dat jy voor kan wees. Weet, hulle sê mos vir my, ek het gestaan agter en ry. Kyk, hy sê nee, daar staan klaar iemand. So in ons lewensspel, daar's 'n God wat ons lief onthou. Hy het gesterwe om jou voor te sit. Hy het gesterwe om jou bo te sit. Hy het gesterwe om jou naam groot te maak. Yes. En dis wat ek vir wil klaarmaak oor net. Hulle vra my, moet hulle adverteer vir Healing School in Amerika? Ek sê ja, net dit. Gee 'n getuienis van 'n mens wat sê, I found a place where God still touch people. I found a place where God still heals people. Want Jesus sê, as jy my oplig, dan sal ek jou en mense na my toe trek. So wanneer jy die Here oplig, storm mense in. Lig nie die Here op. Gaan nie oor die I me myself, dit gaan oor Jesus. Ek wil gou 'n paar laaste skrifte lees, Deuteronomium 29:29. Die geheimenisse van die aarde is in Jesus gesetel. En die fisiese ruim word beheer deur die geestelike ruim, nie andersom nie. So uit die geestelike ruim uit word die fisiese realm beheer. Dis hoekom Jesus kom sterf het, om jou uit die vlees situasie te ruk en in gees te plaas, dat daar gelyke voeting is. Want die onderwêreld opereer deur die geesrealm bo op jou. En as jy nie in die Heilige Gees is nie, kom jy altyd kort, want jy koop hulle leuns. Dan is jy emosioneel onstabiel, dan verloor jy jou werk, dan breek jy huwelik op, dan hoekom? Want jy het 'n leuen gekoop. Ons kan nie 'n leuen koop nie. Ons is die waarheid. Amen. En die waarheid het 'n naam, sy naam is Jesus. Ons is liefde, liefde het 'n naam, sy naam is Jesus. So as Jesus in jou is, die heilige koning van konings, is jy nie meer soos die wêreld nie. Die wêreld met sy hartstoglike begeerlikhede het jy gegroet.
Ons het nou toegang tot die koning se tafel. Hoor Deuteronomium 29:29. Die verborgde dinge is vir die Here, ons God, maar die geopenbare dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet. Okay, die verborgenhede is by God. Kom ek vra dit vir jou, en ek wil jou in liefde vandag sê nie. Jy is geskape om meer as 1 triljoen te akkumuleer op aarde. Maar jy gee dit op vir 'n swak opvoeding. Jy gee dit op om nie tyd te spandeer in jou denke te vernuwe nie. Jy gee dit op want jy verkoop jouself kort. Hoekom? Want jy kyk na die ekonomie soos 'n loser na dit kyk. Ek meen om jou voorbeeld te gee. Dit het niks met God te doen nie, maar dit het met ons hier in hierdie dorp te doen. Hier kom 'n Koreaanse vrou hier aan en begin huise bou en maak biljoene. En die boere hang hier rond en sien nie die geleentheid nie. So as jy stap, hoeveel geleenthede stap jy elke dag verby, want jy's verblind. Amen. Jy's verblind. Maar as ek by die tafel sit en sê, Here, die skille van my oë af, sien jy geleentheid op geleentheid op geleentheid, jy moet kies waaraan om deel te neem. En dit by die Heilige Gees ook mee help. Jy sit nie daar op 'n plek en sit en spook vir asem. Ek het sulke ouens wat my wel. Hy sit by die huis en spook vir asem. Nee, so ons is hier, we here to take names. En om so groot te wees, dat die wêreld sal weet as jy waai. Moses was so groot. Wie van julle het ooit Moses geken? Jy het somewhere iewers rondgaan. Maar ons weet van Moses, ons weet van Abraham. Hoekom? Hulle is vir ewig in God. En so sal jou familie van jou weet, as jy in God vir ewig is. So as jy tyd het, die grootste wysheid is die woord van God. Die grootste wysheid. Alles wat die wêreld buite bied, nieuwheids, alle ouds, is beginsels wat uit hierdie woord gevat is en vir mense gegee word. Dit werk, maar is teen die verkeerde muur. Dis nie in Jesus gesetel nie. Lees gou vir my Jeremia 33 kan ek vir jou sê. Lees my Lukas 12 vers 2. Maar Jeremia 33 sê roep my aan en ek sê jou groot en ondeurgrondelike dinge wys wat jy nie weet nie. Nou ek wil nie dit vir jou los vermoere nie. Gaan doen self jou navorsing. Die Nephilims wat in Genesis 6 geopereer het met magneetvelde en met klank het hulle hitte veroorsaak met 'n vibrasie wat silwer op een frekwensie, goud op 'n ander frekwensie, yster op 'n ander frekwensie uit klip uitgehaal het. Jy kan dit gaan navors. Salomo by Timna-myne, as jy ooit Israel toe gaan, van die dooie self Groot See toe, Timna-myne, het hy met atmosferiese druk pype gevat, dit gekanaliseer en koper uit klip uitgesmelt met hitte sonnevuur. 4000 jaar terug. Ja, jy gaan in die hemel ook sê. Ja. Maar Jesus sê, alles was vir jou, maar jy het nooit gekom nie. Amen. Daniël sê, die laaste dae sal kennis vrylik beskikbaar raak. 100 jaar terug het Nebukadneser met 'n Ferrari ingejaag gekom na Daniël toe. Het hulle met tanks Jerusalem gaan binneval. Nee, die vinnigste ding was 'n perd in die ou boopom. Dis die vinnigste. Maar die laaste 100 jaar is karre, engines, vliegtye, al die goeds uitgevind. En as jy, en ek wil met liefde in my hart sê vandag nie, as ons bly slaap, so onvanpas of onbruikbaar, 'n perd geword het na die engine uitgevind is. So onbruikbaar gaan die mens word, die oomblik wanneer hulle die robotte wat hulle nou mee werk, in werking stel. Gaan jy trok ry? Nee, die robot doen dit. Hy raak die vakie en hy breek nie vir smoke breaks nie. Hy robot. Fuck it. Alles robot. Broodbak robotte, kosbak robotte, ploeg op die lande robotte. Mits God ons die tegnologie openbaring gee, waar die mens nie gaan laat agterbly nie. Want jou TV degradasie nie, van jou intellek. As jy TV baie kyk, is jou intellek op die vlak van 'n 12-jarige kind se.
Dan sou God almal mos net 12 jaar laat oud word. Hoekom word jy ouer as 12 jaar? Want jou intellek kan groei. Jy kan nooit die dieptes van God bereik nie. Dis hoekom Dawid sê, wie ken die dieptes van die mens buite in die gees? Wie ken die dieptes van God buite in die gees? So daarom die diep in jou roep na die diep in God. Want God het toe die aarde geskaap het met die tegnologie wat in hierdie aarde ingesluit was vir ons om te ontdek. Geweet robotte gaan kom, want dit was daar. Maar is om jou lewe beter te maak om hom te worship. Nie nou meer gom te snyf en hierdie ander per 13 vrouens gelyk pregnant. Dis goddeloos. Ons moet vasvat hou en in die heiligheid van die Here groei, sodat ons die antwoord is vir wat die wêreld nou besig is om te face. Hulle gaan skrik hou. Ek wil nog iets sê, van al die geld wat bestaan op die aarde, is net 7% in note. Die res is net syfers op computers. As ons vandag almal jou geld in note by die bank wil gaan haal, hulle kan dit nie vir jou gee nie, want dit is nie daar nie. Okay, hier kom 'n flare van die son af en wipe al die computer tegnologie. So jy is van die Here tot 0, 1 shot, 1 aand jy geslaap het. But God. Ek wil vir jou nog enetjie lees nie. Lukas 12, 2 en 3. 2 en 3. En daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word. En wat julle in die oor gepraat het, in die binnekamer sal in die dakke verkondig word. Dit gaan saam met Prediker 10:20. Jy kan dit by die huis gaan lees net. Hy sê, don't curse the king in your thoughts, because a winged creature, 'n bose gees gaan dit bekend maak. So nou dink jy gaan nou iets skelm. As jy weer wakker word, staan dit in die koerant. Kom. Wel, niks is verborgen nie. En jy weet wat nie, wat jou dalk nuwe spoed vandag gaan gee. Jy's besig om 'n fliek te maak en jy is die hoofrol van die fliek. Hy sê in Matteus 12:36, van elke ydelle woord wat jy ooit gepraat het, gaan jy rekenskap gee. So die engele vat en dan sê hulle ook in hierdie sinnetjie, hierdie mannetjie, so dit gesê. Amplified sê, of every non-operative, useless word you ever spoke, you'll give an account. Nou sê Spreuke 13, vers 3, hy wat sy mond bewaar sy lewe. Nou kom gaan jy vroeg dood, want jou mond is nie in toom nie. Sê God, nee ek nie. Nou ek wil vir jou lees Spreuke 25 vers 2. Wat gaan hierdie ene? Hy sê, dit is die eer van God om 'n saak te verberg, maar die eer van konings om 'n saak na te speel. Dis wat Isaac Newton gesê. Isaac Newton sê, God het die aarde en die hemel en die heelal gemaak vir ons, om te ontsyfer en ons lewe op aarde te verbeter op die geheimenisse wat ons ontdek. Die mens kon nie wapens maak nie, die gevalle engele het geleer wapens maak. En toe ons kop op het sit, hoe skiet die perde nou? Ek meen as jy een knoppie druk en jy stad uithaal. Hierdie ou was nog besig om koffie te drink toe sy pa stens. Hoekom? Een mal otter het 'n knop gedruk op 'n ander plek. Hier is kwaai ou. Daar's 'n wapenharp. Gaan kyk hom. HAARP, 2 A's. Dit beheer jou denke. Dit kan jou bly maak of kwaad maak. Net deur syne wat op die aarde gaan kyk het. Hulle veroorsaak orkane, aardbewings, tsunami golwe. Veroorsaak. Want omdat die aarde op klank gesetel is, het hulle daarin ingetap. Hulle sit miljoene volts in die stratosfeer in. Dan kan hulle oor 'n stad alles oopmaak. En die son brand jou uit 40 minute is almal dood in daai stad. Hulle het reeds begin met die oorlogvoering daarmee. Ja, maar ek sê net al, ek wil nie vanoggend vir jou skrik maak nie. Ek sê net vir jou daar's geheimenisse. Nou kan God weer vir ons iets gee. Die Palestynë het 4 pile uitgedink. Toe gee God vir die Jode, ek dink hulle doen met die Dawid ding, om die stad. As hierdie perd 'n 4-pyl skiet, lees Dawid hom, poem hom uit. Dus hulle nie hom gehad het nie. Toe begin die Palestynë gate geraak, seker hulle molgeaardheid uitgekom. En dan ry hulle met motorfiets in hierdie gate in Jerusalem in, om die Jode om te blaas. Nou het hulle 'n masjien. As jy net begin grawe, sê die masjien vir hulle, daar's 'n perd wat grawe daar. Haal hulle jou uit. Vir elke ding, vir elke aksie is daar groter of gelyke teenreaksie. So die wêreld het dit uitgebreek. Wat's die antwoord van God op dit? Gaan tafel toe, sit by God se tafel en vra vir hom.
Moenie onkundig bly nie, moenie depressief bly nie, moenie moedeloos bly nie, moenie arm bly nie. Sê Here, ek is hier. Kom ons doen nog een, Johannes 15:15. Dan bid ons. Soos ek net vanmôre kan bemoedig, koop die tyd uit. Moenie meer ledig rondom nie. Koop die tyd uit. 15:15. Ja. En ek noem vir julle nie meer diensknegt nie, omdat die diensknegt nie meer weet wat sy Heer doen nie, maar ek, julle vriend genoem, omdat ek alles wat ek van die Vader af gehoor het aan julle bekend gemaak het. Alright. Nou as Jesus jou nie 'n diensknegt nie, maar 'n vriend nou. I mean, as jy regtig in jou lewe ooit al 'n baie close vriend gehad het, jou vriend weet goed wat niemand anders van jou weet. Hoekom? Dis my vriend. Ek kan hom met my lewe vertrou. Nou dis Jesus. Hy sê in Spreuke 18, ek dink is 3 of 24, check gou Spreuke 18, die laaste vers. Sê hy, Jesus is 'n vriend wat nader as 'n broer aan jou is. Laaste vers. 'n Man met baie vriende word geruïneer, maar dit is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Jesus is 'n vriend wat sterker as 'n broer by jou is. Engels sê dit bietjie anders. Maar as ek jy net vanmôre kan aanmoedig nie, staan vroeg op in die oggende en begin dans. As jy nie kan dans nie, kan jy raak 'n paar klasse gee, maar dit gaan nie soos Foxtrot lyk, dit gaan soos Dawid lyk wat voor Jesus dans. Smith Wigglesworth het opgestaan in die oggende nie, 4-5 uur, dan dans hy om sy bed, so sy bed het nie teen 'n muur gestaan nie, dan dans hy om sy bed, dan sê die Here vir hom, gaan bring die evangelie daar, daar's 4 ouens dood in die mortuary, gaan soek toe. So, dis hoe hy geoperate het. As jy die môre opstaan, na jy gedans het, gebruik nagmaal. Johannes 6 van 53 of 6. As jy nie my bloed drink en my vlees, het jy geen lewe in jouself nie. En olie, nê, met olie, vuur en gees. En dan sê Here, ek vat die beste, ek seën myself met die beste dag van my lewe. Ek seën myself met geluk, ek seën myself met gesondheid. Ek seën myself, Here, met 'n lang lewe. Ek seën myself met openbaringskennis van God in die hemel. En dan begin jy dag. Aanhou hoor die wekker, hy hol, ref almal, kom in die kar, ref die taksies, ref alles tot by die werk. Dan verloor jy jou werk en dink jy, wat het hulle teen my? Nee, wees so dat ander ook jou kan lief hê. Ja, so wees nice. Vir wie kan ons bid vanmôre? Kom staan hier en bid. As jy 'n challenge het, kom staan in die middel. Nou, bid tot jou challenge en vir jou. Die challenge is nie vir jou goed om jou te doen. Amen. En dan vra ek jou, what time is it? It's harvest time. Amen. Ja, graag getuienis gee van die 29 Oktober. Besluit ek en my vrou ons wil 'n hele naweek van worship en praise. Ons wil dit alleen doen. En 'n vriend van ons het 'n yacht. Ons besluit toe daar kan die kinders nie kom nie, niemand kan ons plan nie. En ons gaan toe uit. Ek het nog nooit in my lewe geseil op my eie nie. Een keer saam met 'n pastoor jare en jare terug met 'n klein bootjie. Hier is dit nou lekker groter. En ek klim op die boot en ons besluit ons gaan nie alles op een slag uittoets nie. Ons gaan net by die motortjie uitry tot op 'n punt waar ons kan anker en daar sal ons begin met die praise en die worship en alles. Nou sing ons liedere hier af na die punt toe en ek besluit toe alraai daar lyk dit net kom 'n storm op. Ek sal hierdie kant van die dam gaan staan. Anyway, ons gestop toe. Slaan die anker uit redelike end van die kant van die wal af. En my vrou is onder, sy besig met kos te maak en so. En daar so rukkie voel ek maar hier draai die wind. Ek gaan toe af na wat ek sê, luister nie, maak jy gereed, hier kom 'n groot storm. En ek het toe binne in die boot gevoel, maar die dinghy-boot slaan teen die yacht vas. So dit beteken die anker het losgekom. Die anker loskom met die selskap snits wat jy wil doen nie, maar omdat hy 'n lang kiel het onder en hy slaan die kant, dan gaan hy oor diep en dan sy op die rots af.
Ons is, ek het een keer uitgegaan buite toe kry ek sand van die ander kant af, en dit is 'n hele eind aan die ander kant, so daai storm het gewaai, en dis winde wat jy regtig nie kan glo nie, ek weet nie of dit ooit is op 'n vasteland is 'n storm gewees nie. En ek sê vir my vrou, luister jy, ons moet bid, hier kom moeilikheid, ons gaan hierdie storie moet uitsorteer nou dadelik. En ek het gaan sit, en ek besluit, ek gaan nie die Here smeek om my te help nie, ek weet nie of dit gaan help, ek sal self deur God iets moet doen, en die Heilige Gees sê vir my, ek het jou krag gegee om deur my, kan jy die golwe laat bedaar. Ja. Ek praat van 'n groot storm, ek het nou op my spotlight eers, het ek so agtertoe geflits, dan is die denkie deur bo, en dan is hy deur onder. En as ek vorentoe kyk, hy boot is 25 voet lank, dan staan hy so 45 grade in die lug, en dan is hy so 45 grade, dan so 45 grade. Nou sy sit net met so smile op haar gesig, en ek dink sy besef nie die gratitude van die storm, dit is net ek, want ek was al op die see, en ek weet wanneer daar moeilikheid is. Ons gaan sit doen, en ek besluit alright, ek gaan die golwe bestraf, dit is al wat ek kan doen, en die wind bestraf, wat ek bedaar. Ja. Nou sit ek so, en ek slaan so my been, en ek bestraf, en ek sê, golwe bedaar, wind gaan lê, engele, kap die anker vas, en ek hou so aan, maar ek slaan so hard op my been dat ek kan eiers bak op hierdie been so warm sy. Ek is eintlik bang ek slaan my voet deur die bodem aan die ander kant, en jy het 'n groter probleem. Maar hy sê die Here vir my, hou net aan, hy sal nou bedaar. En dit was seker, ek weet baie mense sal nou dink, ja, dit is toevallig, die wind het net gaan lê. En het begin lê die wind, en ek kon voel die golf het bedaar. En as 'n skielike slag is weer 'n groot golf van, sê golwe, bedaar, wind, gaan lê, engele, trap die anker vas. En dan is okay, dis nou alright. Gaan uit, ek flits buite toe, ek sien ons is hier by die kant, die ding is 5 meter van die kant af. Hoe ons nog nie omgeval het nie, verstaan ek. Toe weet ek, daar moet 'n rede wees hoekom ek daai kant gestaan het, daar's 'n gat seker dieper daar. Maar as ek met my spotlight geflits het om my, dan sien ek, dis 'n storm daar buite. Daar het nie gereën nie, in die begin het dit gehaal, die grond het met die gesig geslaan, het gereën. Dit was regtig wild geweest, maar toe ek uitklim en ek kyk om my, toe sien ek, dit reën en dit sous nog steeds aan die ander kant, maar daar so is dit stil. Die bootjie maak net so. Ek kan nie glo nie. Die kar is hier. Dit was so awesome geweest om dit. Toe sê ek vir my vrou, as ons dit kan regkry, kan ons finansies, ons enige ding, kan ons deur God, kan ons regkry. Ons moet dit net harder doen en glo. Kyk, as jy in so storm is dit maklik om na die Here toe gaan, want dan is daar moeilikheid. Maar ons kan in ons algemene lewe kan ons dit ook doen net deur vir klein goedjies. So ja, dit was vir my 'n belewenis geweest om deur dit te gegaan het. Ons het geprys en gehoorship daai naweek soos ons nog nie van tevore het. Die wind was vir 2 dae stil geweest, ons kon eintlik nie geseil het. Moet jy vir die wind om op te kom. Ja, ek het later te sê, wind alright, ek het hier nou bestraf, maar kom net so 10 km. Dis net die geseil. Wie is dit net wat challenge is? Is nog iemand wat daar uitdaag? Kom ons bid vir die manne wat hier staan. Liefdevolle Vader, dankie Here dat ons as u kinders verhoor u kan wees. Liefdevolle Heilige Gees, ek bid dat u verhoor, Here, soos 'n vuur in elkeen van ons gebrand. Soos 'n rivier deur ons sal vloei, soos 'n wolk van die teenwoordigheid oor ons sal wees, 'n rots onder ons voete, 'n beskutting voor en agter vir ons. Here, ek bid vir die 4 boetas van my wat hier staan, Here, dat die Heilige Gees van God nou, Here, die skille van my oë afhaal, die jukke van my nek afhaal, laste van my rug afhaal, Here, ketTINGS van my voete afhaal. Dankie Here dat alles wat die donker beplan het tot 0 kom. Ek breek die assignment van die bose geeste oor die lewens, Here. Kanselleer dit vermoor in Jesus naam. Here, ek breek elke verstopping, kanselleer elke vertraging, Here. En ons spreek u voorsiening in hulle lewe in. Dankie Vader. Ons gee aan u al die lof,
al die eer, al die dank, al die prys, al die aanbidding, Here. U is 'n wonderwerkende God. En Here, ek weet vermoere, soos 'n klein probleem het, kwalifiseer ons vir 'n klein wonderwerk. En wat hulle ook al het vermoere, al is dit hoe groot, niks is groter as God. Amen. En dankie dat ek 'n wonderwerk uit die hemel uit kan release in die naam van Jesus. Ek seën hulle, Here, met 'n wonderwerkende release uit die hemel uit. Oop vensters van die hemel uit, Here. Elke behoefte van is voorsien, soos Filippense 4:19 sê, dat die rykdom van u vermoë wat daar in Jesus Christus is. Here, hulle bankrekenings is vol, hulle hart is vol vreugde, Here. Hulle liggaam is vol gesondheid, Here. Hulle huise is vol goeie goed, soos in Psalm 112 sê. Duursame goed in huis. Soos in Spreuke 24 sê, die wysheid wat U hulle gee, maak elke kamer vol duursame goed, Here. Ek loof U, Here. Dankie Vader vir traveling mercies vir almal wat lees, Here. Dankie Vader vir die beste week van ons lewe, die beste naweek, Here. Dankie Here vir die grootste naam bo alle name wat oor ons uitgeroep is. En Vader, niks wat ons doen kan klein bly nie. Want die groot God van die heelal bly binne in ons, Here. Dankie vir groot drome, Here. Dankie vir groot visie vir ons lewens, Here. Dankie Vader vir eenwording in huisgesinne, man en vrou, Here. Dat paas en maas hulle kinders sal lief hê, Here, en sal groot maak in die vrees van die Here. En ons hierdie land gaan verander, Here. Een mens op 'n slag. Dankie vir die reën wat U gestuur het en bly stuur. Dankie dat die damme vol is, Here. Dankie Vader dat ons land kan jubel en juig, want ons aanbid 'n lewende God, Here. Die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek eer U, Here. Ek eer U. Dankie dat daar geen tekort in enige ou se lewe is. Nie liefde, die Here, nie finansies, die Here. Nie geluk, die Here. Ons het 'n volheid van Jehovah Jireh. God wat meer is genoeg is. Ek eer U daarvoor. Seën hierdie plek, Here. Seën vir Bende, Here. Seën elke hoof van elke huis, Here. Seën elke ma, Here. Elke kind, Here. Elke huis, elke kar, Here. Elke inkomste stroom vergroot. Elke grondgebied vergroot, Here. En U gee vir elkeen wat hier is die diepste begeerte van sy hart. Amen. Dankie, Here. Eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ja. En later toe is die kar nou goedgekeur, na 5 ure in die dag. Maar so 'n ander kar en ek voel, hierdie transaksie wat my nie goed voel nie. En hier is die van dalk, ja, bla bla bla, so ry ek die mooiste kar. Mooier is almal van julle. So, elke maand die 7de gaan die kar se paaiement af. En verlede maand, daar is mense wat my geld skuld, maar hulle betaal nie. En dit is 4 uur Vrydagmiddag, 7de was 'n Vrydag, 4 uur middag, ek's bang ek kan nie plan maak nie, ek word R300 van kar se paaiement. Ek dink, sit net daar sê Here. Sal jy nie asseblief maak die paaiement later afgaan nie? Want daar kom geld in, Ja. maar dit gaan netjie daai aand in wees. So kom Vrydag aan, so kom Vrydag aan, so kom Saterdag. Nou gaan ek amper as ek 'n traan pik is omdat dit vreugde is. Die Sondagoggend, gesplek my vriend van my. Ek dink nou wist nie vir so veel geboodskap. Karpaaiement af, rekening R500 krediet. Gaan jy paaiement 9 af. Prys God. Ja, die Here is ons kleinste.